Ons wil net weer baie welkom sê dat sy nie net 'n dag hier maar heel naweek met ons kan spandeer. En ek het gou so vinnig ietsie vertel oor die naweek. Nou Saterdag aand gisterand sit ons 'n bietjie rappie en iets pa sê vir ons, hoe kan daai tannie wat met TV was, my sê ek is 'n kleer. Sê ek, oupa, as jy Vrydag aand die was, sal jy verstaan. So almal wat nie Vrydag aand die was nie, sal nou nie verstaan wat ek nou gaan sê. Nou, baie dankie vir alles wat jy vir ons het op die tafel, wat ek geleer het, en ek het regtig iets geleer, ek is 'n lekker geel. En nou my vrou is 'n bietjie rooi. As ek die rooi is 'n bietjie omkrap, dan in die rooie pak kaste en dan gekrap ek gewoonlik nie baie ek geleer ek moet van los. Die gele moet maar bietjie terug staan. Laat die rooi die kasie reg pak. Jy hou van krap aan die. En nou so Saterdagoggend was hier lekker vroue ding. Ek was een of twee maande so, ek was self nie, maar ek was in koffie maak en toe was ek baie. Toe kon ek nie verder nie, verder saam luister. Maar ek hoorde was baie diep. Baie vergeet. Oh yes. Yes. Nou nog ietsie. Die waren al weer appetijtje, maar Saterdag heb ik al 4 kleren gehad voor je vrienden. Ik was niet zo geel toen we afschop. En toen hij heeft zijn eerste keer onze strafschop, dus ik vond hem ook vies aan. Toen was ik een belangrijk, dus ik een groene, toen was plat niks aan. En toen was een van die baas, dus ik had maar lekker geel. Dus ik had me happy. Lekker, dat is niet oké. Wat zei je dan? Goed lachen, goed lachen. As jy dit soos verjaarsdag en jy het gedink vir die opkomende week. Vandag is Anita Chapman van den Merwe. Sy's nog gelukkig hier nie, maar Het is 18 vandaag. Ja, sy. Ons sal ook asseblief mense, as jy hierdie mense se nommers en so het, WhatsApp hulle is nie vir ons gaan hulle gaan so waardeer. Dan die 9de is Naveen de Tooi, Patrick Andrews, ons eie Tannie Mitsie. Tannie Mitsie. En Kian Jordan. Dat is die 9de gaan voort met Madeleine Brundein en Melissa Burger. Sy nie vandag nie, maar baie geluk julle. Die 9de, Leon en Shamaine Notnagel, 35 jaar. Die 10de is dit oom Diek Rood en Marius Swanepoel. Die 12de, Rwanda Strydom en Sadie Pedro. Dit is twee van ons tannies in die kerk. Dan die 12de, Andre en Annemarie Tiaan, 37 jaar getrouwd. Baie geluk. En hulle is ontsendelinge in Mosambik, maar ons wens hulle nog steeds baie geluk met hulle en ek sê dit. Dan julle opkomend vir die week. Kom ons Kan vir jou so maak? 1, 2, 3. Ons is 'n gemeente wat daarna streef om in eenheid te dien, ons geloof te deel, hoop te gee en 'n impak te maak. Nou om die klem op die impak gedeelte te lê nou, is dan ons Jesus Cares Ministries uitreikgroep het opkomende Saterdag die 14de September uitreik by Brewelskloof Kinderhospitaal. En in hierdie verband het hulle nodig om vir ons te vra of ons vir hulle kan bydraes maak van sagte speelgoed, seep, baba-olie, shampoo en kindersmeerprodukte. Dit kan by die kantoor afgelaai word en as daar enige navrae rondom die saak is, kan Hilton gekontak. O nee, ek is baie jammer. Ons het 'n verskuiwing gehad, dis waar ek heel weer was. Hou ons asseblief op sosiale media dop vir al ons gebeure wat hierdie week gaan gebeur. En dan kan julle inskakel op groepies die wat nog nie by 'n groepie ingeskakel het nie. Daar's die lekkerste groepies daar agter die hele bord vol van groepies en mense wat allerlei goedjies aanbied vir die kerk. So vind jou plekkie en sluit daar by hulle aan asseblief. Dan vanaand om 1800 uur, dit sal nou 6 uur wees, sluit ons reeks af van postuur. Ons kan nie wag nie. Dit gaan 'n fantastiese deel wees. Sien uit daarna om dit te sien.
Dan het ek net vergeet om te noem, Lenet Beer se boeke is beskikbaar, hier is 'n hele stapel, maar daar sal na die diens nog boeke wees om koop te kan word. Dan, ons volgende groot event. Gemeentebeheers! 26 Oktober. Nou laas jaar was ek steek, daar was goed vir die kinders, daar was net die baba tees gewees, so was die heerlijke bouwbad. So dit was die heerlijke naweek gewees. So ja, ons het uit daarna, die Lisma het daar reeds vir die tafelhoofde vergadering gehad, gesels en alles bespreek. So ons sien baie uit daarna weer lekker gemeentefees dan. Ja, en as jy lekker iets kan bak of iets kan bydra, praat met die Lisma en skakel in. Dan vra ek, geniet vandag. Julle is in vir 'n treat, die woord gaan goed wees, musiek gaan goed wees, enjoy. Geniet dit julle. Baie dankie Ludwig en Irene. So jy vra te staan en dan draai jy sommer na iemand en sê vir jy is so bly dat hulle vanoggend hier is. Al ons vriende, kuier en gaste, julle is so welkom. So
You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing out, great is our God. Can you sing it with me this morning? That He's the name. You're the name.
This morning we worship you, King of Kings and Lord of Lords. With the angels this morning, we want to cry out that you are holy. With the redeemed, we want to cry out and say, worthy is the Lamb that was slain. With the saints this morning, we want to declare that you are a holy God. We worship you this morning. We honor you for your presence. We honor you that you want to meet with your people in this place. At this hour that you are so present. Thank you for the ability to worship you. Thank you for the freedom to lift up your name. Thank you that we can declare the name of Jesus in a place like this. Thank you that we can know that while we are singing, Lord, by the power of your Holy Spirit, you are moving from person to person, accepting their worship, Lord, healing their pain, setting them free from things that binds them, Lord. This morning, we give you the glory that you alone deserve. That's why we will declare the name of Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. There is no one like you. And this morning, come, Holy Spirit, and lead us to the heart of the Father. Thank you that we can know that you are already doing it. We are standing in your presence. We are standing in your presence. Just acknowledge it this morning, church. Just acknowledge it this morning. His presence in this place is touching you right now. Maybe you came into this place and said, I didn't know what to expect. I want to tell you this morning, you cannot get into a swimming pool and expect to get out of it dry. Because the presence of God is in this place this morning. And God will affect your life in one way or the other. Because His presence is here. His word says that those who seek me with their whole heart will find me. And this morning I truly pray that you will find God. I truly pray that in His presence this morning that you will experience the joy that only He can give. I pray this morning as you are standing here that He will comfort you only as He can comfort. Because His presence is here. Amen. Amen. Can we just give Him a praise offering? Wat een voorrecht is om te weet vanoggend dat hulle net by ons kyk die hele naweek al en dit is so 'n voorrecht om saam met ons te hê. En weer eens net dankie. Dankie vir alles wat jy kon gesels het en ons bid dat elke woord in hierdie plek 'n vrugbare grond gaan val, selfs met vanoggend ook. Ons is opgewonde daaroor. Gemeente, wie van julle wat nou al hier was, het julle al geniet? Sy is 'n treat en sy kom weer. Kan ek het weer sê, sy kom weer. Sy is nou nie een van haar anties wat sê, o Here, ek weet nie wie die mense my weer wil doen. Ons wil haar weer. So ons sien uit daarna, ons beplan reeds, so ons gaan weer so iets doen. Maar voordat ons gaan kom by die ernstige gedeelte van vanoggend, wil ons vir jou vra, ons gaan nou geleentheid gee waarby ons finansiële bydraes kan gee, ons doen dit op verskillende maniere. Ons het ons spanne wat reg is met opneem van met finansies, met maatjies. En ons wil vir jou dankie sê, dankie vir jou bydrae, dankie dat jy dit moontlik maak dat ons die koninkryk op grond van dit kan bou ook. En ons wil jou eer, ons wil regtig vir jou sê dankie. Mag die Here jou seën, mag hy jou behoefte vervul dit wat jy nodig het. Ons het verskeie maniere om ons kan gee. Ons gee weer in die maatjies, ons het 10 offertes by die Bank, as jy SnapScan gebruik, as jy welkom, daar is die kode. Hy is ook op ons pilare beskikbaar en agter op ons blaadjie. So ons gaan 'n geleentheid gee terwyl dit gedoen en ons gaan vir jou 'n liedjie sing
wat op die stadium vir ons so deurdra, want ons weet die wil van die Here verklaar. So, ons medewerkers, julle kan gereed maak, jy kan net so sit vanoggend, en dan gaan ons hier mee bedien. My beter Lord, want U is goed vir my. Elke dag en dag en U sien is op my. Die goedheid en my sal altyd by my bly. En ek rus by en ek ken goed by. My beter Lord, want U is goed vir my. Elke dag en dag en U sien is op my. Die goedheid en my sal altyd by my bly. En ek rus by en ek ken goed by. My beter Lord, want U is goed vir my. Elke dag en dag en U sien is op my. Die goedheid en my sal altyd by my bly. En ek rus by en ek ken goed by. My beter Lord, want U is goed vir my. Elke dag en dag en U sien is op my. Die goedheid en my sal altyd by my bly. En ek rus by en ek ken goed by. My beter Lord, want U is goed vir my. Elke dag en dag en U sien is op my. Die goedheid en my sal altyd by my bly. En ek rus by en ek ken goed by. My beter Lord, want U is goed vir my. Elke dag en dag en U sien is op my. Die goedheid en my sal altyd by my bly. En ek rus by en ek ken goed by. Die goedheid en my sal altyd by my bly. En ek rus by en ek ken goed by. Die goedheid en my sal altyd by my bly. En ek rus by en ek ken Wonderlik. Ek wil voordat ons vir 'n netwoord gee, ek gaan net iets vertel. Gisteraand kry ek 'n boodskap van iemand in ons gemeente en die persoon sukkel met 'n paar dinge. Soos wat ons almal maar met dinge sukkel. En hy sê my net so kort boodskap wat hy vir my net sê dat dit wat hierdie vrou gesê het my gehelp. En hy sê ek en jy moet nog 'n koffie drink. So ek wil vir jou sê dat God weet waar saad moet val. God weet waar antwoorde moet kom. En vanoggend is dalk jou geleentheid wat die Here vir jou deurbraak gaan gee, wat hy vir jou 'n antwoord gaan gee. Maybe this morning God is going to speak to you with something that you wanted of God. But we know this morning that God works in mysterious ways, but His ways are always perfect and true. En dit is ons voorreg om te weet vanoggend dat God 'n wonderwerk in jou lewe kan doen. Amen. So kom ons sit ons hande bymekaar en net dankie span nou kan julle gaan sit. Is dat klaar? Ja, sir. Sorry dat ek hier na agterkant kraak. Ons is opgewonde. Kom ons gee vir nog hande klaar.
ek kan nou nie onthou of ek Vrydag hierdie enetjie vertel het, maar dit is my altyd baie goed. Die jare gelede, ek weet nie of dit nou nog so is nie, die meeste NG kerke waar ek kom sien ek dit nie meer nie. Gewoonlik het die predikante, hulle het mos so met trappetjies opgeloop na die kansel. Weet julle waarvan ek sê? Ja. Ek sê dit nie baie meer nie. En dan het hierdie predikant nou so opgestap en ek het 3-jarige dogtertjie en sy vra van pappa, hoekom loop jy altyd tot in die helfte? Want hulle loop ons tot in die helfte en dan het ons so gemaak. Dan stap ek kan, weet jy wat ek? Ja. En dan sê sy, hoekom loop jy altyd tot in die helfte en dan stop jy? En dan sit jou kop voordat jy weer op. Hy sê, my liefie kind, as papa dit doen, dan vra papa vir die Jesus om hom te help sodat hy mooi sal preek. Sy kyk hom so, sy sê, ai papa, hoekom luister Jesus nie vir jou nie? Nou ja, ek het gelukkig nie dogtertjies wat vandag hier sit nie, wat vir my vragies kan vra nie. Ek het 'n wonderlike tyd hier in Woester gehad. Ek het die gasvryheid geniet. Ek dink julle is wonderlike mense. Robert, Elisma. Ek vergeet altyd my gasvrou se naam, Mitsie. Ja, baie dankie dat jy goed was vir my opgelaai en afgelaai. En dan is ek dankbaar vir die geleentheid wat ek hier het. Maar gun my net hierdie geleentheid om 'n besondere welkom te sê vir my Engelse juffrou en haar man, Estelle en Anton Jacobs. Dit is so lekker dat ons het lekker gisterand saam die rugby gekyk en toe het ons ook gepraat oor hoe swak my Engels was. Nou ja, ek is bly hulle vra my nie met Engels te preek vir my Engelse juffrou. Ja. Nou, ek wil net vinnig. Met julle net vinnig gedeer gaan. Ons het Vrydag het ons lekker gepraat oor hoe God oor ons gedroom het en oor hoe God ons bedraad het. Nee, dit is nie waar ek nou wil wees nie. Ag ja, wil ek net teruggaan. Skus julle. Ek wil gou teruggaan want ek het dit nie met julle gedeel nie. So, nommer 1. Hierdie is nou verkeerd julle. Ek wil by die begin asseblief. Kan ons by die begin begin? Ja. So, ons het gepraat oor Psalm, hoe God self gesê het, Dawid sê God het hom met sy eie hande saamgeweef. Met ander woorde, God het mense op bepaalde maniere bedraad op dit wat hy oor gedroom het, wat jy op hierdie aarde vir hom moet beteken. En dan sit jy nou hier en jy is of 'n prettige geel mens, of jy's 'n kragtige rooi mens, of jy's 'n gerustig groen, of 'n perfekte blou. Ek gaan nie daaroor praat nou nie, ek wil net vir julle sê, dis waaroor ons gepraat het, julle het alles gemis. Maar nou weet julle nie waar julle inpas. Maar julle kan maar die boeke kry. So, elke temperament, soos 'n geel en 'n rooi mens is ekstroverte, maar hulle word veral gedryf deur die emosie van woede. Terwyl 'n groen en 'n blou mens introverte is en veral gedryf word deur die emosie van vrees. 'n geel en 'n groen kombinasie is mense wat verhoudingsgeoriënteerd is, terwyl 'n rooi en 'n blou mens taakgeoriënteerd is. En indien jy nie weet wie jy is en wie die mense is wat saam met jou bly, saam met jou slaap nie, sal daar voortdurend onnodige konflik gebeur. Want 'n verhoudingsmens is nie 'n mens wat maklik kan verstaan hoekom taakgeoriënteerde mense nie vir hulle lief is nie. Of sê hulle is, maar hulle kan dit nie sê nie. Want die sondeval het al hierdie mense uit verhouding uitgetrek. Nou trou daai bloues met die geeles, weet die Here kan julle help. En die rooies trou met die groenes, dan moet die engele bykom om te kom help. Tensy jy dit verstaan, want 'n groen en 'n rooi mens, 'n groen en 'n geel mens word wakker. Nou is hulle mos nou getroud, hulle trou so. Nou word hulle wakker en nou sê hulle môre liefie, het jy lekker geslaap? Dis nou die geel is en die groen, dan sê hy blou is en rooi. Nie vergeet om hard te gaan haal by die winkel. Ek vra my al 3 dae vir. Daar is nie daai passie vir die verhouding nie, maar ons praat nie daaroor nie. Ek sluit af hierdie gedeelte om vir jou te sê dat geel mense se leefwêreld is pret. Jy moet dit weet.
Rooi mense beheer sy leefwêreld, hulle soek beheer en hulle hou baie van uitdagings. Dis wie hulle is. En dan groen mense soek net vrede en stabiliteit. Hulle wil tog nie beklei. Hulle wil altyd alle koste konflik vermy. En dan 'n blou mens is 'n perfeksionis en hulle gaan niks doen tensy hulle nie die feite het nie en dinge nie vir hulle sin maak nie. En daarom vra hulle baie vrae. En hulle raak gewoon depressief. Want hulle standaarde is verskriklik hoog en nie een van die ander 3 rakkers kan naby kom nie. So hulle is altyd af. En dan sê mense vir hulle vra, wat is fout? Nee, niksie. En dan sien ek kan sien wat nee, los dit nie. Los alles nie. Los dit nie. En dan is dit moeilik om so te leef en jy kan ook nie lekker die Here dien met sulke mense in die huis nie. So ons moet geesvervuld wees, anders gaan ons sukkel. En dan het ons gister 'n bietjie gepraat oor selfbeeld en die feit as mense nie weet wie hulle is, nie vergelyk hulle voortdurend met ander mense en dan gebeur dit dat jy emosioneel, want 'n swak selfbeeld sal jou emosionele en geestelike gesondheid aantas. Dit sal ook jou fisiese en sosiale lewe beïnvloed. So ons het gepraat, hoe kom 'n mens vry? En ek dink baie van die vrouens weet nog of hulle Esther of Deborah of Miriam of Abigail is. Weet julle van Abigail in die Bybel? Baie mense weet nie van haar nie. Bybelstudie maandag aan hierso. Grappie. Ek praat vanoggend oor 'n baie ernstige saak. Wat die Here regtig op my hart gelê het en die tema is die krag van jou denke bring genesing. Die krag van jou denke bring genesing. Spreuke 4 vers 23 sê, behoed jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Hoekom? Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Nou wanneer hy sê, behoed jou hart meer as enige iets, dan beteken dit dat jy dit verwys nie na die orgaan wat bloed pomp nie, dit verwys na jou gedagtes. En dit is tog hartseer vir my, dat 'n mens soveel goed in jou lewe beskerm. Nee. Jy sit vir jou bewering op. Jy sit alarm in met oogies sodat jy net veilig kan bly. Jy sit kaart trek in jou motor sodat indien hy gesteel word, jy hom kan vind. Ons sit ons geld veilig in die bank sodat dit veilig is. Maar die belangrikste wat ons moet beskerm, ons gedagtes, laat ons net gaan. Ons dink aan enige negatiewe gedagtes, ons oordink dit terwyl ons ry, ons oordink dit terwyl ons bed toe gaan. Vir party mense is daai negatiewe gedagtes die laaste gedagte waarmee hulle in die slaap word. Dan word hulle wakker die volgende oggend net so bemoeisiek en beklaanswaardig soos die vorige dag. Ek gaan nou weer vlieg hier vandaan en elke keer as ek my handsak in my sakke deur die skanderingsmasjiene sit, dan dink ek, kyk net hoe beveilig ons, maar ons laat net ons gedagtes. Dis baie belangrik, as jy jou lewe wil verander, moet jy jou gedagtes verander. Niks gaan verander, tensy jy nie anders begin dink nie. Kom ek wys vir jou 'n diagram. 'n Gedagte. Jou gedagte is die taal van jou brein. Ek kyk na hierdie pragtige pastoor. Ek weet hoe aantreklike man, weet jy. Maar jy slaap ook mooi en die kinders is nie te sleg. Julle is ook mooi, maar ek maak 'n grappie. Ek kyk nou na hierdie pragtige aantreklike man, dis my gedagte is nou op hom. Dis die taal. Ek dink aan hom, dis die taal van my brein. Nou hoe meer ek na hom kyk, sê my brein vir my ietsie. Pragtige, ledige man. Lyf wat begeerlik is. En hoe meer ek dink hoe modern is hy aangetrek. En as ek dink,
wat gebeur? Die volgende stap is, ek ervaar 'n emosie. Want die emosie is die taal van my liggaam. Hoor julle? En hoe meer ek dink, en hoe meer ek kyk, hoe meer emosioneel raak ek. Pastoor. Wat 'n verklaring vir julle gemeente en besoekers. Maar nou hou dit nie daarop nie, want ek wil nou graag aan hom voet. So ek dink en ek raak emosioneel en ek het 'n begeerte om nou, want ek is emosioneel, ek het nou 'n begeerte om oor te gaan in aksie. Maar dit het begin met 'n gedagte. Nou gaan ek na jou toe kom. Dit is as ek vasgryp. Wag, sit 'n bietjie algemeen. Nou sien jy die pastoor. Nou kan julle sien, daar's 'n geweldige reaksie. Kan julle sien? Dankie dat jy dit is. Dat ek jou net gedruk as die grond gelyk. Nou, moet jy verstaan dat elke keer wanneer jy 'n gedagte dink, gaan daai gedagte oor in 'n plan. Daai plan gaan oor in 'n aksie. En daai aksie is of positief afhangende van wat jy bo gedink het, of dit is negatief. En as dit negatief is, beïnvloed dit nie net jou lewe nie, dit beïnvloed ook jou gesin se lewe. Dit beïnvloed almal by die werk se lewe. Dit beïnvloed almal by die kerk se lewe. Jou lewe behoort nie aan jou nie, jou gedagtes behoort nie aan jou nie. As kind van die Here sê hy, laat ons gedagtes rig op dit wat rein, lieflik, lofwaardig en eerbaar is. Maar wat het hierdie wêreld aan ons gedoen? Nee, kom ons gaan maak dit persoonlik. Wat het ons oupas en oumas aan ons gedoen? Wat het ons ouers aan ons gedoen? Wat doen ons aan ons kinders? Wat doen ons aan ons kleinkinders? Ons dink negatief, ons praat negatief. En dit het 'n hele effek op ander mense. Is dit maklik om altyd positief te wees? Is dit? Dit is nie maklik nie. Dink julle dit is vir my maklik om elke dag altyd net reg te wees, vol energie? Dink julle dit is vir my maklik? Dit is verseker nie. Maar ek het 'n besluit geneem dat ek beheer gaan neem oor my gedagtes. Want as ek my gedagtes kan beheer, kyk, Paulus sê, hy sê, elke gedagte wat by jou opkom, wat moet jy doen? Jy moet hom gryp, en dan moet jy hom gevange neem. Jy moet nie laat hy gaan nie. Jy moet nie laat hy gaan nie. Jy moet nie laat hy gaan nie, want jy gaan dit in jou liggaam begin sien. Siekte kom nooit van buite nie, dit kom van binne. Net 4% van dit wat ons vrees en navorsing gebeur met ons. Wat doen ons? Baie mense vrees hulle lewe. Net 4% gebeur. Terwyl die blydskap van die Here in jou beskikking is. Hoe gaan jy in oorwinning lewe as jy nie jou gedagtes begin bestuur nie? Nou ek gaan 2 karakters in die Bybel uitlig vanoggend. Ek bid Here dat U hier lewende sal maak in elkeen se hart vanoggend. Want dit kan jou rooi lekker dag in jou lewe wees. Want die Here is hier en die Here ken jou begeertes. Ons is almal mooi aangetrek, party ryk lekker. Jy ryk lekker. Maar terwyl ons na mense kyk en ons sien die uiterlike van mense, sien goed wat in ons hart is. Hy ken jou hart, hy ken jou gedagtes, hy weet alles van jou. Dis net wat jy kan wegsteek. Kom ons praat oor 2 karakters in die Bybel. Die eerste een waaroor ek wil praat is Josef. Nou terwille van die mense wat nou temperamente ken, ek het ook nou 'n nuwe boek geskryf, hoe God en Jesus met elke temperament anders werk. Is dit nie lekker om dit te weet? Ek is Miriam in die Bybel. Weet jy wie is jy? Ek is Miriam.
En dan is ek gebore want jy het al 4 hierdie temperamente in jou. Dis deel van jou DNS wat vloei deur jou are. Dis wie ek is. Eerste is ek Marie. Sy het die tamboerijn gespeel, sy het mense opgeruim gemaak voordat hulle oorlog toegegaan. Sy het liedjies geskryf van God se oorwinning. En as die mense moedeloos rapporteer, sê hulle op, dan sê sy, kom ons sing dit. Nou Deborah het ander goed gedoen, en Esther het ander goed gedoen. Ek is die Esther of Abigail, ek is die Maria en die Deborah. Piekie van die ander man het baie. Hier is die Josef, hy spot blauw. Ek wil hier julle moet hoor blauw mense, die Here gebruik elke temperament. Onthou ons tema is, die krag van jou denke bring genesing. Julle kan dit nou maar afhaal, ek is nou klaar. Dankie. So ek gaan nou met julle praat oor Josef. Van Josef weet ons dat hy 'n baie irriterende jong boetie was. Het julle dit geweet? Hoekom? Want hy was mos nou sy pa se wit broodjie en hy het voortdurend in sy boeties onder hulle neuse ingevryf. Ek dink nogal as ons eerlik moet wees, ek dink hy sou my ook geïrriteer het. Want hy het altyd vertel van al die drome wat hy kry. En nou is hy die jongste. Maar luister nie. Ons ken die verhaal hoe sy broers hom probeer doodmaak het, hoe hulle hom in die put gegooi het, hoe dat hy gekoop was en hoe hy 'n slaaf in Egipte geword het. Weet julle hoe oud was hy op daardie stadium? Hy was ongeveer 17 jaar oud toe hy verkoop was. Sy lewe het oornag verander. Ek wil julle nog hoor, want julle sit hier en daar gebeur ook goed in julle lewe. Die een oomblik is alles reg, dan kry jy 'n telefoonoproep of jy kry 'n doktersverslag en alles verander. So alles het in sy lewe verander. Hy is 17 jaar oud. Potifar se vrou beskuldig hom dat hy 'n seksuele misdryf met haar gehad het. Wat nie so wat nie waar was nie. Dan is hy in die tronk. Dan help hy sy maats, die bakker en die skinker. En dan sterf die bakker mos, maar die skinker het oorgebly. Dan vra hy vir die skinker, as jy nou uitgaan, sal jy asseblief net daar vir die koning vertel van my. Dan gaan hy uit. En vir 2 jaar gebeur daar niks. Ek het al iemand gevra om jou te help. Wat kan? Dit is in hulle vermoë om jou te help. Maar hulle ignoreer jou net. En dan moet hy die koning se 2 jaar later moet hy die koning se droom uitlê en dan word hy beloon met mag en met aansien. En dan gebeur die hongersnood en sy boeties kom na hom toe. Hulle kyk hier. 'n doodgewone mens wie se hart nie suiwer is nie, sal nou sê, hier is my geleentheid. Hulle het soveel jaar, hulle het 20 jaar van my lewe gesteel. Nou gaan ek hulle terugkry. Is dit hoe die mens dink? As iemand jou te nakom, oor die algemeen, kan mense nie wag dat iets verkeerd met hulle gebeur nie, om dan voordeel daaruit te trek. Dit is die mens, dit is die sondige mens. En dan leer die Bybel ons, toe hy hulle sien, en hoor wat hulle praat, het hy van sy troon opgestaan en agter die gordyn ingegaan. En dit wat hom vermom het, afgehaal, want hy wou nie gehad het hulle met hom erken nie. Toe hy terugkom en hulle hom sien, was hulle verbaas en bang. Nou kyk, as jy jou boetie of jou sussie vir dood agtergelaat het, en vir jou pa gesê het, dat jou boetie en sussie is dood, en nie staan hierdie broer van jou voor jou, sal jy ook bang wees. En dan sê hy vir hulle in Genesis 50 vers 20 sê hy, julle wil my kwaad aandoen. Julle wil my kwaad. Maar God wil daarmee goed doen. Ons grootste versoekings, ons grootste pyn, is soms die grootste toets vir die toestand van ons hart. Ek gaan dit sê.
sê, ek sal vergewe, maar nee, party wil glad nie vergewe nie. Anders sê ek sal vergewe, maar ek gaan nie vergewe nie. Kom ons kyk 'n bietjie na Dawid se lewe. Ek is natuurlik gek oor ou Dawid, want hy was geelrooi. Hy's 'n pragtige man. Hy is kreatief, hy pas die stape op. Maar hy pas nie net die stape op, hy hou hom besig met goeie goed. Intussen terwyl die skapies by en hy 'n oogie op hulle het, leer hy om die hart te speel. Intussen leer hy om die slingervel te gooi. En hy bekom hom, hy raak goed in hierdie goed. Ek wil net gou dit vir julle sê. Dink 'n bietjie, wat is dit waarmee jy jou in jou vrye tyd besig hou? God gebruik dikwels dit sodat jy hom kan dien daarmee. Ek onthou toe ons as kinders in die huis was, my pa en my ma was hulle op die kerkraad en op 'n maandag, een keer 'n maand was hulle op vergaderings. Ek kon nie wag dat hulle moet ry nie. Ons het so 'n verwarmer gehad. Daai met die gasbottels agterin, ken julle dit? En dan as hulle om my draai gaan, hy môre is myne so om my draai gaan, dan trek ek daai verwarmer uit. Ek haal die eetkamerstoele, ek pak hulle. Ek sê vir my 3 broers, kom sit, ons gaan nou kerk. Die een maak die sange lui. Die ander dan gaan laal op onder my ma se plastiek doilies, 20 sentjies, 10 sente, 5 sente uit. Dan gooi ek dit in 'n puddingbakkie. Die een mag die offerande opneem. Ek moet net onthou waar ek dit gekry het, want ek moet weer daar gaan terugsit. Party was nog op die kant van die hangpas. En dan het ek hulle bepreek en bebid van hier aan die kant uit. En die laaste ding wat net afsluit is daar enige siekte. En dan het gewoonlik een van hulle gekom, of alreeds om gekom, maar was 'n groot kerk. En dan die een aand kom nie een van hulle nie. Ek sê, boetie, jy het 'n pyn in jou lies, kom dat ek vir jou bid. En dit waarmee ek my besig gehou het, was die droom wat God in my hart gesit het, wat ek vandag leef. Wat het jy gedoen toe jy jong was? Wat het Dawid gedoen toe hy jong was? Hy het die harp gespeel. Julle gaan nou hoor, wie van julle wat nie weet nie, hoe wonderlik het daai tyd verdryf 'n koning gehelp. Hoe wonderlik het daai tyd verdryf van die slingervel God se volk gered. Hy kom by die huis, sy pa sê van, oei, Dawid, sit 'n bietjie brood en melk en kaas. Sy boeties, hulle is daar by die oorlogsveld. Nou kom Dawid daaraan. Ek kan net dink wat hy was so geel, hy was vrolik, né? Nou is daar oorlog. Daar is die Filistyne, hier is hulle. Dis beswaar. Nou kom hy daaraan, nou vra sy oudste broer vir hom. En jy? Wat sê jy? Is jy nie veronderstel om my skapies van jou op te pas nie? Hoe sal jy voel as dit wat jy doen, jou familie, as minderwaardig sien? Ons lees nergens in die Bybel dat hy enigstens aangevat het. Het julle dit gelees? Hy het gelees. Want weet jy wat, hy is op 'n ander vlak. Hy laat nie toe dat ander mense se opinie sy blydskap en sy vreugde in God steel nie. Maar ons huil en dan kom ons net in die kerk toe, want daai het my nie gegroet nie, pastoor. Stop julle twak man van ons toe. Jy kan nie so sensitief lewe nie, want dan gaan jy nooit in blydskap en in oorvloed lewe nie. Ek dank die Here dat ek al op 'n plek in my lewe is dat ek baie harde werk geneem, dat ek as iemand 'n opinie oor my het, dan sê ek dit is slegs hulle opinie. Want onthou, die enigste saak wat vir God belangrik is jou hart. As jou hart voor God rein is, maak dit nie saak wie wat sê nie, God sal jou seën. En as God besluit om jou te seën, sal niemand omkeer nie. So hoekom wil jy so veg? En depressief raak. Dan verslaan hy vir Goliat. Met daai selfe slingervel wat hy so in sy vrye tyd mee gespeel het. En dan hou koning Saul verskriklik baie van hom. En dan sê hy, kom na my paleis toe, jy kan nou saam met ons eet. Hy bevriend hom met Jonathan, sy beste, grootste vriend. Hy trou met Mikal, die koning se dogter. Och, en hy is net so welkom. En dan lees ons dat Dawid meer oorwinnings behaal het as wat koning Saul self behaal het. En dan wat kom dan en wat gebeur?
Jaloesie. Lelike ding as jaloesie inkom. En dan as hy die jaloesie gebeur, dan moet Dawid begin vlug vir sy lewe, so erg. Sê julle dat Dawid vir 15 jaar van sy lewe moes vlug. Dis verskriklik lank. 'n man vir wie hy talle veldslae gewen het. 'n man vir wie hy reuse geveg het. 'n man wie hy laat goed lyk het in die oë van die koning en die ander mense. 'n man vir wie hy hard gespeel het as hy so beserk geraak het, wanneer die bose gees hom gevat het. Dan was Dawid daar om die hart te speel, sodat Saul nie kan kalmeer. 'n man vir wie hy sy lewe keer op keer geoffer het in veldslae, het later sy bloed gesoek soos 'n dier. Dawid raak 'n vlugteling en dan vlug hy. Kom ons kyk nou 'n bietjie na Dawid se hart. Nou Dawid het 2 manne gehad aan sy sy. Die een was Joab en die ander een was Abisai. Nou daai 2 manne was groot vegters. Hulle sou in een veldslag, rug aan rug, 1000 manne verslaan. Nou is hulle daar by 'n grot, want hulle vlug. Nou hoor hulle perde wat aankom. En dan besef hulle, Saul is op pad. Hulle kan nêrens heen vlug nie. Hulle kan net in daai spilonk, daai grot invlug. Dan vlug hulle in die grot. Dan kom Saul en sy sluipmoordenaars nou daaraan. En dan moet Saul die grot gebruik, want hy het 'n probleem met sy maag. Was dit nou onnodig? Hulle het ook maar probleme gehad soos goed. Hoor gou wat sê Abisai, Dawid. Jong, dit klink so reg op die oor. Hy sê, o Dawid, God het vandag jou vyand vir jou in jou hand gegee. Klink reg, is dit reg? Dit klink goddelik. Hy sê, God sê, Dawid, jy is nou die volgende koning. Jy weet, ons kan vanaand nog in Jerusalem wees, môre kan jy in die paleis wees. Dis amper as hy sê, vat hom. Nou, dit is jou geleentheid. En net voordat hy Saul kon afmaai, dink hy 'n bietjie. Weet, ons praat so maklik. Ons sê nie. Ons moet ook op 'n plek kom waar ons stop en dink voordat ons praat. En dan moet ons seker maak dat ek tree op van die platform van lig en nie die platform van duisternis wat sê 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, jy ken my nie. Ons moet nie daar wees nie. Ons moet op die platform van lig wees waar ons God se woord ken, waar ons God se karakter ken en waar ons God se hart ken. En waar ons optree vanaf God se platform. En dan dink hy 'n bietjie. En dan hier's 'n vers wat hy self geskryf het. Ek is seker dat dit so gebeur. Dan hoor hy, ek het u woord in my hart gebêre dat ek nie teen u versondig nie. Die enigste manier hoe jy jou hart voor God suiwer kan hou en God se oorvloed van seën in jou lewe kan geniet, enigste manier is as jy in gehoorsaamheid aan God leef. Dis die enigste manier. Want as jy sondig, wil jy dit nie hoor nie. Jy wil nie sy stem hoor nie. Want die skuldgevoelens moet toe. Hoor wat antwoord hy. Hy sê, ek kan nie die gesalfde van God aanraak nie. Ek kan dit nie doen. Hy mag dalk nie soos 'n koning lyk nie. Sy gedrag mag dalk nie getuig van die gedrag van 'n gesalfde nie. Maar dit is God se besigheid. Dis nie my besigheid. Dis God se besigheid. God het hom gesalf. En God self sal met hom aflê. Daar het die grootste toets kom wanneer dit so regverdig en reg klink om Saul se lewe te neem. Hy kon. Dis geregverdig. 15 jaar van sy lewe gevat. Maar in plaas daarvan om toe te gee aan selfregverdiging, weet julle wat is selfregverdiging?
wanneer ons net ons kant van die saak stel, selfregverdig, tree daar 'n diepsinnige en opmerklike vergifnis en hy laat Saul gaan. 2 hoofstukke verder lees ons dat Saul selfmoord gepleeg het deur in sy swaard te val en dan bestyg Dawid die troon. Hoekom? Want Dawid het die toets geslaag. Josef het ook die toets geslaag. Dawid eindig in die paleis. Josef eindig as tweede in beheer van Egipte. Ek wil hê jy moet weet dat as iemand jou te nagekom het, is dit nie jou werk om die een terug te kry. Ek wil hê jy moet verstaan, as jy nou nog bitter is oor goed wat 10 en 20 en 30 jaar gelede gebeur het, gaan jy bitter raak en jou bitterheid gaan jou siek maak. En dis hoekom die Here so aanhoudend vir ons sê, leef in vrede met alle mense, vergewe mense. Ek moes mense vergewe wat my, hulle het nie net baie geld by my geleen en weggeraak nie, hulle het ook karaktermoord gepleeg. Ek wil dan vir julle sê, daar is niks so erg soos karaktermoord. Wanneer mense goed van jou sê, wat jy voor God weet nie die waarheid is. Dit, dan pyn my. En ek het besluit, ek kan of bitter raak, of ek kan beter raak. Ek is net 'n besluit wat ek kan neem. En dan wil ek hê jy moet verstaan dat wanneer jy op 'n plek is wat jy te nagekom is, moet asseblief nie met enige mens daaroor praat nie. Want jy gaan mense kry wat jou hart wil laat lekker voel deur vir te sê, vat. Kinders van die Here doen dit nie. Dit is die grootste oomblikke van versoeking. Kon hulle kies. Hierdie 2 manne kon kies. Of hulle dit gaan wees. En ek wil hê jy moet verstaan dat daar 'n tyd in jou lewe gaan kom waar jy jou hart gaan moet beskerm. Moontlik as jy nou daar. Ek weet nie. Ek weet nie wat sê in jou lewe wanneer dit kom by jou hart, ek weet nie. Daar gaan 'n tyd kom dat jy jou hart moet beskerm. Dat jy groot genoeg gaan moet wees om God te bly dien, al verstaan jy dit nie. Al het jy nie 'n idee waarmee God besig is. Dawid staan in die paleis. Onthou nou wat het Saul aan gedoen. Hy is in weelde. Stalle wat hang, vloere wat blink gepoets is. Linne slaap, goed waarop hy slaap, baie mense wat hom dien, vetskape wat daar rondloop, alles in die goed. En dan kom hy dan sê, sê vir my julle, het daar iemand uit die huis van Saul oorgebly, aan wie ek my goedheid kan bewys? Kan 'n mens in eie krag so iets sê? Sal jy vir daai vyand wat jou te nagekom het, daai man, daai vrou, daai werkgewer, sal jy kan sê, het daar iemand uit sy huis oorgebly aan wie ek goedheid kan bewys? Dis nie menslik moontlik nie. Dis nie moontlik as die Here jou hart bestuur. Van alles in die lewe is die belangrikste jou hart. En dan weet julle ons, het daar iemand oorgebly, kan julle onthou? Mephibosheth het oorgebly. Jonathan se seun wat in Lodebar lê. Lodebar is 'n plek waar daar geen kommunikasie is. Mense wat Lodebar toe gegaan het, was sonder hoop, was in nood. En dan sê die woord, Siba sê toe hy weet. En dan sê gaan haal vir hom. En sy gaan haal vir hom. En dan kom Siba in Lodebar aan en dan tel hy hom op. Hy het in 'n hoekie gelê. Want nadat hulle die nuus gekry het dat Saul en Jonathan dood is in die veldslag, toe het hulle nuus gestuur na die paleis om te sê,
Hulle is op pad na die paleis toe om hulle ook dood te maak. En dan gryp die oppasser vir Mephibosheth, hy was 5 jaar oud. En dan hardloop sy met hom weg. En dan val sy hom. En dan sy verlam in beide sy voetjies. En dan gaan Siba dan gaan haal hy vir Mephibosheth. Dan draai hy hom in die paleis in en dan sê Dawid, Mephibosheth. Dis daai, van as jy iemand lanklaas gesien het, maar is dit jy? En dan sê hy, ek wil net hê jy moet weet, dat van vandag af, kom sit jy aan die tafel van die koning. Weet julle hoekom? Is dit vir my so mooi simboliek? Want die tafel het gewoonlik 'n tafeldoek. En as jy agter die tafel sit, kon niemand Mephibosheth se gebrek sien. En as jy aan God se tafel sit, maak dit nie saak of jy mense te nagekom het, en of jy skaam voel vanoggend of skuldig voel nie, by God is daai gebrek toegemaak. Hy dink nooit weer daaraan nie. Nooit weer nie. Ons herinner mense gereeld aan waar hulle ons te nagekom het. Ons moet stop met dit. Dis nie my reg en dis nie jou reg om mense te oordeel nie. God sal met hulle werk. Paulus sê in Romeine 12, hy sê God is as regter aangestel, God sal vergeld. Tensy jy nie jou hart skoonmaak nie, sal jy nooit die volle goedheid en guns en oorvloed kan geniet. Jy sal nie kan nie. Want jou hart blokkeer het. God sê vir die volk van Juda, hy sê, julle sonde en jou ongeregtigheid het 'n skeidsmuur tussen my en julle gebou. Ek kan julle nie hoor nie, raak ons so. Want al wat die Here wil doen, is hy wil jou seën. Die woord sê, God se oë deurgrond die aarde, en hy soek hulle wie rein van hart, nie die volmaak is nie. Dit beteken hulle wie se motief in hulle hart opreg voor God is. Nou ek wil vanoggend hê jy moet weet, maak nie saak wat mense van jou sê nie. As jou motief in jou hart voor God rein is, gaan aan. Jy sal weet wanneer jy goed doen om iemand terug te kry en te vergeld. Dis nie jou plek nie, dis nie my plek nie. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak of jou kop laat sak. Want hierdie is vir my 'n groot saak. Ek was op 'n stadium baie bitter vir mense. En ek het die woord bedien en dispatch. En terwyl ek dit bedien het, toe bring die Here hierdie onvergewensgesindheid wat in my hart was. Hy sê die Here, jy moet dit neerlê, jy kan nie met mense praat oor my nie, as jy so wrokkig in jou hart is teenoor hierdie mense. As jy lekker kry, as dit nie met hulle goed gaan. Jy kan nie mense bedien so nie. En terwyl ek bedien, bly die gedagte by my opkom en die volgende oomblik toe bely ek. Dit was soos 'n groot, ken julle 'n army jas, van swaar. Terwyl ek dit gedoen het, die jas het vir my afgeval en ek het so lig geword. Ek kan opreg en eerlik vanoggend sê, daar is niemand in my lewe teenoor wie ek iets het nie. Ek moet genade gee, want God doen elke dag genade vir my. As ek oortree, dan vra ek hom om my te vergewe, en hy vergewe my. En omdat God my vergewe, moet ek ook genadig wees en ander mense vergewe, sodat ek vry kan raak. So wat is dit wat die Heilige Gees vanoggend vir jou sê? Wat het die Heilige Gees in jou gedagtes opgebring, terwyl van Josef en van Dawid gepraat het? Wat is dit wat jy diep binne in jou hart regverdig, terwyl jy weet God praat vanoggend deur sy Heilige Gees met jou? God sê vir jou, stop dit. Stop dit nou. Moenie voortgaan met dit nie. Moenie dit aan hulle doen wat jy beplan nie. Al het jy vanoggend goeie rede. Want sien, ek het 'n langtermynplan met jou, my kind.
En soms moet 'n mens deur die woestyn gaan, sodat jy lesse kan leer, sodat jy sterker kan raak. Wat van jou huwelik? Jou grootste versoeking in jou huwelik is wanneer jy jouself regverdig. Die Here sê ook vanoggend, stop dit. Hy hou nie van mense wat hoogmoed het en hulle altyd verdedig asof hulle nooit ooit iets verkeerd doen. Want ek sit hier en jy sê ek het reg om bitter te wees. Nee, jy ken nie my storie nie. Ek het reg om kwaad te wees. Daarom sal ek hulle wys, ek sal hulle terugkry. Lekker met jou geld en jou besigheid. Die mense jy laat ingeloop. Die vyand wil jou gevange hou om daai goed te onthou. Gaan jou bly bitter maak. 'n bitter mens is 'n gevaarlike mens. Mense wie se hart voor God skoon is nie gevaarlik nie. Maar bitter mense is gevaarlik. Die Here sê vanoggend vir jou, dit wat jy verloor het, sal ek aan jou teruggee. Dis skriftuur. Ek het tydens COVID, wat ek nie kon werk nie, ek het verskillende maatskappye, ek het besluit geneem dat ek al 5 my eiendomme gaan verkoop, sodat ek al die mense kan betaal. Dit was my sekuriteit. Ek word 61. Ek het so vrede gehad om dit te doen. En ek is opgewonde in my hart. Van die Here sê dit wat die vyand van jou steel sal ek vir jou terug. Meer. Hy het Job dubbel gegee wat hy gehad het voor die tyd. En die Here stuur 'n belegger in my lewe wat belê in my. En op die November launch ons 'n platform wat soos 'n een-stop-plek gaan wees, waar baie kundige mense betrokke is. As jy depressief is, dan sal jy daar kan opgaan. As jy wil weet hoe hoor mens God se stem, sal jy daar kan opgaan. En ek is opgewonde in my hart, want die Here is besig om terug te gee wat die vyand van my gesteel het. Maar die geheim is, ek het nie kwaad met kwaad vir geld nie. Ek het nie bitter in my hart geraak oor COVID nie. Van die lewe gebeur, terwyl ons leef. Want ek het 'n anker, waar ek vashou. Maak nie saak of die storms woed nie. Maak nie saak of daar water in my bootjie kom nie. Ek weet ek gaan nie ondergaan nie, want net voordat ek kan ondergaan, sal die Here my optrek. Want ek beloof hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie. Hoe weet jy dat jy iemand vergewe het? Wanneer jy die krag gehou. Hoe weet jy? Wanneer jy die krag in jou hande het om iemand terug te kry, en jy doen dit nie. Laat net nie vergewe. Die Here sê 2 dinge is myne. Jou 10de behoort aan my, en vergelding is my afdeling. Dit sê die Here volgens vir jou. Tieners en jong mense, ek wil ook vir julle iets sê. Jou grootste versoeking kom wanneer julle kan regverdig wat almal daar buite te doen. Hoekom kan ek dit dan nie doen nie? Ek gee nie om wat ander doen nie. Ek gee om wat die woord sê. Dit gee jou nie reg om dit te doen as die Heilige Gees jou anders oortuig nie. Hier is die grootste toets of iets sonde is of nie, tieners. Wanneer jy die volgende dag wakker word en jy voel skuldig, is dit vir jou sonde. Terwyl jy besig is met dit en jy weet jy moet dit nie doen nie, is dit sonde. Ons grootste versoekings kom wanneer ons onsself wil regverdig. En hier sit vanoggend mense wat voel ek gaan nie vergewe nie. En dis waarom die Here vir my hierdie boodskap gegee het. Want hy sê ek het nie nodig gehad om aan die kruis te hang nie. Ek het nie gesondig nie. Ek kon, sê die woord, 'n legioen van engele geroep het. Weet julle hoeveel engele is in 'n legioen? 78,000. Kon ek geroep het net so. Maar die Here sê ek het uitgebloei aan die kruis vir jou. Ja. Ek het jou vergewe. Vergewe jou elke dag.
wil jy nie ook, maar vergewe, sodat jy vry kan wees van bitterheid, sodat jy kan sien hoe die Here jou eer, dat ten spyte van jou pyn, en ten spyte van jou seerkry, en ten spyte van jou verlies, jy kan wegstap, sonder om mense te wil vergeet. Ek wil nou hê, ek gaan dit vra, ek voel ek moet dit vra, ek doen dit nooit. Ek preek en dan stap ek af. Ek wil hê julle moet vorentoe kom. Ek wil hê as jy moet opstaan. Ek wil net hê, want dit is amper so iets wat in jou brein gebeur as jy iets doen. Dan gebeur daar iets in jou brein, dat jy iets gedoen het. Is daar iemand wat wil hê ek moet vir jou bid, dat die Here vir jou sal help om iemand te vergewe wat jou te nagekom het? Wil jy nie net jou hand opsteek nie? Dankie. Die Here sien jou. Die Here sien jou. En ek sê dit op grond van God se woord. Die Here sal vir jou dubbel teruggee. Of dit in vreugde is, en of dit in liefde is, as jy dit verhoudingsleef gekry, God sal dit vir jou teruggee. Maar hou in hemelsnaam net op kern en klaar. Want dit is verby. Sit dit agter jou, en kyk met halsende verlange uit, wat God op die horison vir jou het. Ek bid vir jou. Here, baie dankie. Dankie vir die woord. Here, ons lewe elke dag so vinnig. En ons vergeet dat verhoudings is vir U belangrik. Daarom het die Jesus vir ons gestuur om aan die kruis te sterf. En die kruis staan vir verhouding, vergifnis en versoening. Dis die kruisboodskap. Ek wil vra, Here, waar mense vanoggend pyn te nagekom voel, verloor het in die proses. Ek vra vanoggend, Here, sal U daardie wonde genees. Dankie vir die bloed wat gevloei het. Ek vra dat U bloed, Here, sal vloei oor daardie rou harte. En dat U vergelding uit hulle harte sal verwyder. En Here, dat hulle sal besef dat U die regter is wat sal oordeel. Sodat hulle vry en vol blydskap kan lewe. En die goedheid en die guns in hulle lewe kan ervaar, beleef en met ander gaan deel. Dit in Jesus naam. En dan, Here, verklaar ek nou opnuut ons liefde aan U. Dankie vir U liefde, U geduld, U heilige, heilige, heilige Gees, wat ons lei in alle waarheid, wat ons troos wanneer ons hartseer is, wat vir ons insig gee in U woord, sodat ons waaragtige getuienisse kan wees in 'n baie mekaar wêreld, en dat ons U naam kan eer, want ons is lief vir U. Amen. Nou, liewe gemeente, julle sal saam met my stem dat wat 'n voorreg en 'n vreugde dit was om vir Net nou, terwyl ek die saal voor haar kan ek sien net is trane wat nie sal loop, dis passie en baie dankie vir hierdie naweek. Dankie vir dit wat jy vir ons as gemeente bedoel het en terwyl ons sy so gepraat het, ek is ook tussen Dawid en Josef is ek nou 'n Dawid, ek is geel rooi persoonlikheid ook, so ek is baie lief vir die stories van Dawid. Maar terwyl ek vanoggend so praat, in die storie waar Dawid gegaan het om teen Goliat te veg, kyk Saul na Dawid en hy's amper bietjie embarrassed. En hy sê, maar kom, Dawid kom, ek gaan vir jou my swaard gee, ek gaan vir jou my skild gee, en ek gaan vir jou my klere gee. Maar daardie klere was gemaak vir Saul. Dit was gemaak, dit styler my, dit is gemaak om hom aan te pas. En Dawid trek met moeite hierdie klere aan en hy vat hierdie swaard en hy kan amper optel en hy vat hierdie skild. En terwyl ek dit was net so praat, dink ek aan hierdie prentjie baie keer.
gaan mense vir jou sê wat hulle dink jy moet wees, of wat jy behoort te doen. En Dawid sê, maar, dis nie ek nie. Hierdie is nie my kleed nie. Hierdie is nie my swaard nie. Dis vir jou, Saul, maar dis nie vir my nie. En Dawid gaan nie, en hoor hoe mooi sê, en hy sê vir Goliat die volgende, hy sê, jy kom na my toe, met 'n swaard, en met 'n spies. Maar wat sê Dawid? Hy sê nie vir hom, ek kom na jou toe met 'n slingervel en 5 klippies nie, nee. Hy verwys nie na sy wapen nie. Hy verwys nie na sy krag. Hy verwys nie na wie Dawid is. Hy kom en hy sê vir Goliat, hy sê, jy kom na my toe met die spies en maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Want hy besef sy krag is nie in homself nie. Sy krag is nie in sy vinger in sy slingervel nie. Maar sy krag is in die Here. Dis ons wapen. En mag jy vanoggend wees wie jy is. Wees gemaklik met wie jy is. In een van daai klere waarin jy jouself pas en leef dit uit en volle. En ek wil graag vir ons van net bid. Sy bedien reg oor Suid-Afrika. Sy toer baie en mag die Here haar net beskerm. Ek gaan ook vra dat Elisma net na vore sal kom. Nou julle, verlede jaar het ons beplanning was, het Elisma gesê, hoorie, daar's 'n vrou Lenet hier wat haar lewe en haar gesin se lewe en Robert, en sy sê ek het nooit vir Robert verstaan nie, maar nou verstaan ek van haar. En sy het met soveel lof gepraat van Lenet. En dit was Elisma se visie en droom dat sy hierdie naweek hier sal wees. En Elisma het beplan, sy het al die reëlings gedoen en natuurlik baie mense wat haar gehelp het. Maar Elisma, baie dankie. Dankie as jy nou sien wat hierdie naweek gebeur het. Vanoggend die sukses daarvan, dit was jou droom en die Here het jou gebruik sodat ons vandag die vreugde kon gehad het om ook saam met Lenet. So baie dankie. Kom ons gee vir Elisma Elisma, wat jy sê? Is seker. Okay, so ons het net 'n gesteekie net oor, maar kom ons staan op gemeente, steek jou hand uit en dan gaan ons vir haar bid. En nou soos dit gesê, Lenet is 'n besige vrou, sy moet 'n vlug gaan kry, so ongelukkig gaan sy net nie na die tyd kan foto's neem en handtekeninge kry by julle nie. So ons gaan hier uitglip om haar by die lughawe te kry. Maar kom ons trek ons hande uit en ons seën vir haar. Vader, ons sê vir U baie dankie. Dankie vir die gawe. Dankie Here vir die roeping op Lenet se lewe. Dankie dat ons vandag as gemeente en as familie van Algies Nuwe Lewe vir haar kan seën, Here. Dankie Here vir die drome en die ideale en die planne wat U vir haar nog ingestoor het. Dankie Here vir hierdie nuwe geleentheid, nuwe seisoen wat ook vir haar kan aanbreek en ons seën dit vandag en ons bid daarvoor Here dat U vir haar 'n pad sal maak in die wildernis waar daar soms nie 'n pad is nie. Dankie dat U met haar is, dankie dat U haar beskerm en bewaar. Waar sy mag gaan, Here, kan ons ook bid, Here, dat ons kan bid dat 'n legioen van engele haar sal beskerm waar sy beweeg, Here. By elke vlug, Here, elke plek waar ons voet sal neersit, Here. Dankie Here dat ons weet dat U is met haar, Here. U woord sê dat ons kan vir haar bid en ons bly die bloed van Christus oor haar lewe, oor haar gesondheid, Here, oor haar toekoms, Here, oor haar finansies, Here, oor haar bediening, Here, en ons bid vir haar en ons seën haar vandag en ons kyk uit na die volgende geleentheid wat ons sal die voorreg hê om saam met haar oor te journey. En dankie Here dat U ons op bediening ook sal neem van krag tot krag in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons gee maar nog 'n lekker applaus. Baie dankie dat jy vanoggend hier was. Mag die Here jou seën. Mag hy sy guns ervaar op jou lewe en mag jy 'n wonderlike Sondag hê. Onthou vanaand om 6 reeds af te postuur. Be blessed. Amen.